Nikkie van der Berg kom in. Manne, 4 dae se Karoo jag kom tot 'n einde. Laaste aand, ons is besig om op te pak. Ons het 2 manne wat vir ons lekker kos maak. Dus ons gaan nou sommer laat hulle vir ons verduidelik wat ons eet, maar is 'n bietjie varkchoppies en 'n paptert wat daar onder die pot warm word tot die kaas kan smelt. En ons het gedog is 'n goeie idee om aan julle te verduidelik, nie net van my kant af nie, maar van 5 ander manne wat saam met ons gejag het vir 4 dae. Oor wat belangrik is, ons gaan 1 of 2 vrae vra in terme van gear, wat se lesse het hulle geleer terwyl hulle hier was en wat hulle daarvan af gevat het. Een ding wat vir ons lekker was, is ons 6de springbokjag vir die jaar. En dis die eerste keer dat ek nat reën in die veld en ek myself met grondseil moet toegooi dat my gun en my gear nie nat word nie. So dit was 'n fantastiese jag vir ons 4 dae. Ons het 51 bokke geskiet en 'n kudu bul oor die 4 dae. So baie lekker, baie goed vir ons gewees. Geseënd om hier te kan wees. So ons wil net met julle deel, die kykers, wat is vir ons, wat se lesse het ons geleer en wat se gear kan ons nie sonder hier in die Karoo kom gebruik nie. So die eerste vraag, en ek dink ons het 'n mic wat so rond gaan vir die manne, is wat se een spesifieke gear, ons noem dit die game changer gear item. Wat is die een gear item wat jag vir jou makliker gemaak het? Enige van julle kan antwoord, Martin, jy het die mic. Okay, ek sal sommer begin. Ek sal sê either bipod, tripod en as jy 'n X-bag het, moet hy loop saam met die bipod of 'n sandsakkie. Kyk, jy gaan daai kilogram ekstra dra, maar dis die moeite werd. As jy nie 'n stit agter in hierdie veld het nie, gaan jy dit nie maak nie. Tripod ook baie steady in die veld. Dit is jou go-to, so as jy hom kan try hom. Ek weet nie van die ander manne wat dink julle nie. Right, ek sal sê jou rangefinder is baie belangrik. Jy weet hier in die Karoo vlaktes skiet jy maar 'n bietjie verder as jou normale 100 of 150 meter. So daai range is baie belangrik en ek dink dan moet jy weet wat is jou dope om te bepaal wat jy gaan skiet op die ou einde. En ek dink en een ding van jy het nou laas jaar hiernatoe gekom met jou, kom ons noem met jou golf rangefinder. Hierdie jaar het jy nou 'n bietjie van 'n ander item gebring. So jy weet wat het jy saamgebring hierdie jaar wat jy nie laas jaar gehad het nie? En ons praat nou spesifiek rangefinder, want dit is jou game changer item. Wat was die verskil tussen laas jaar se handheld rangefinder en hierdie jaar se rangefinding binoculars? Ja, die rangefinder binoculars was net sit jou net op 'n ander vlak. Want jy gewoonlik kyk jy nou met die gewone klein ene, dan kan jy net vinnig sien op afstand. As die bokke eers naby is, maar met die bino kan jy regtig oor 'n afstand die vlakte scan en dan kan jy sien wanneer die bokke aankom of nader is en dan kan jy dadelik range en dan bepaal wat jy moet dial om dan te skiet. Nee, 100%. So Martin sê jou ekstra is, jy weet jou ekstra, whether dit 'n bipod, tripod of 'n agterste sakkie is belangrik. Hendrik sê dat jou rangefinder of die item wat jy gebruik om mee te wat is daai woord wat hulle doen dat hulle so soek? Scanning of glas, daai glas, as ek dink dit is glassing om te glas is belangrik en baie gegaan het van 'n handheld rangefinder na 'n verkyker toe wat toe ingedraai het in 'n rangefinder wat dit net 'n bietjie makliker maak. So jou ekstra, jou sakkie, jou rangefinder. Ja, ek sal daai twee is baie belangrik. Wat die tripod lekker maak is dis versatile, want die bokke verras jou, ewe skielik is hulle agter jou, langs jou, jy maak jouself reg en toets die ding en sê luister hier voor my kan ek skiet en dan ewe skielik kom hulle van agter af. Dan is dit baie vinnig om gou om te draai. Jy skuif letterlik jou tripod en jou sandsakkie. So en dan een ding wat vir my belangrik is in die winter is verseker jou mat, jou skietmat wat jy opsit. Want die een oggend wat ek nie 'n lekker skietmat gehad het, die was alles nat en die res van die dag kry jy koud. Dit is 'n onplesierige storie. So ek dink as dit vir jou elke dag onplesierig is, gaan jy dit nie geniet nie. Nee, dan sit 4 dae van onplesier. Ja, en koue tone en ja, dit is net nie so. Verseker, ek stem 100% saam. Rangefinder kardinale belang. Ek self is die eerste keer dat ek ook met 'n verkyker skiet, rangefinder en dit vergemaklik. Dit is net baie meer akkuraat. En vinnig. So dit is ongelooflik lekker. En hierdie tipe jag environment, hulle kom
Hulle is daar vir 3 of 4 of 5 sekondes. Jy moet range, dope kry, skiet. Ja. So definitief En- iets van belang. Ja, en dan is dit soos ek sê, as jy verras word, jou 5 sekondes raak nie meer nie. Ja. So dis hoekom dit baie belangrik is om versatile te wees. Hierdie jaar is nou moeilike omstandighede, die gras is lank, hierdie mense het ongelooflike goeie reën gehad. So jy kan nie met 'n bipod skiet nie. Ja. So jy kan nie lê nie, jy moet sit. So en ek dink jou vooraf oefening om seker te maak dat jy kan staan, lê, sit, alles met jou toerusting is ook net so belangrik. Nee, dis dit. So ons het sakkie, rangefinder, tripod, Gideon, wat sou jy sê? Nee, Kom ons sê iets wat hierdie jaar se jag teenoor laas jaar se jag vir jou net makliker gemaak het. Die game changer item. Ons is nog op game. ja wel, vir my gaan dit 100% die rangefinder wees. Daai verkyker rangefinder. Dit was nou die eerste jaar wat ek kon jag met een wat jou ballistic calculator in het. Nee, dis En ek moet vir jou sê, jy kan nooit weer teruggaan nie. Dit is ongelukkig, daai ding het dit nou vir my bederf of gespoil, as jy dit nou in Engels wil hê. Maar as jy deur daai ding kyk, jy weet wat om jou aangaan, as jy daai ding gesien het, jy druk hom en jy weet presies hoe ver is hy, wat jou geweer se vereistes is, jou dope. Ja. En ja, nee, dit raak een aksie. Jy kan nie deur hy scope kyk as jy nie weet waar om te stel sodat jy raak kan skiet nie. So nee, dit is 100% wat So ek ek dink sou vir my sê. en jou albei is dit die dope wat binne in die verkyker is. Ja. Dit gaan nie oor die verkyker self nie. Ek en Martin het vandag op die bakkie daaroor gepraat. Hulle Ja. kry nou die inligting, dan moet hulle in hulle foon gaan en 'n antwoord kry. Ja, of Hy 'n het daarom cheat op sy sheet. scope Ek sê vir jou en ek dink dit is 'n groot rede dat ek bietjie meer geskiet het want ek kon die 5 sekondes utilise die hele tyd. 100%. Want ek druk kry dope draai al skiet. Yes. My grootste ding is level. Ja, Want nou skiet hierdie jaar was soos Kabous gesê het, hierdie jaar was verskriklik moeilik. Ons lê al vir die laaste 5 jaar. Dis die eerste jaar dat ek nie een bok uit die prone position uit gesien. ja, jy moet sit. En vir pa So, game changer item. Ja, so ou man soos ek wat nou bril dra. So as jy klaar gerange het, dan moet jy eers op jou foon gaan. Eers jou bril opsit, dan op die foon gaan, kyk wat jy het, op jou dials draai, dan die bril afval en dan skiet. So die rangefinder met die ballistics in is obviously die beste manier. So ek sit my bril weg. Ek doen baie glassing. So die verkyker gedeelte is baie belangrik. Jy moet daai bok sien terwyl hy nog 500-600 meter weg is sodat jy kan regmaak. En dan is die ballistics jou dope is klaar binne in die verkyker, jy stel net en jy kan skiet. So definitief die ballistics binne in die verkyker. En dit is sommer net 'n is weer ons gaan hom net weer terugkom hierna sal ons dit individueel doen. Die beste waardevolste les vir jag. En ek dink omdat ons nou in die Karoo is en ons het springbokjag gedoen, spesifiek vir springbokjag. Wat is die belangrikste waardevolste les wat jy geleer het terwyl jy springbokjag? Ja nee, kyk nou gaan almal smile. Nee, as jy klaar geskiet het, want omdat jy ver skiet is jy en jy stel op jou turrets, stel jy baie, jy moet terugstel na jy geskiet het. So ek het die fout gemaak hierdie naweek, ek het gestel amper oor die 300 meter en die volgende bok wat ek skiet was 100 meter en ek het die bok baie hoog getref. So ja, vir my die waardevolste les is draai hom altyd terug na 0 toe. Die volgende skoot is 'n nuwe skoot, nuwe dope, stel niet. Dis ek dink dis waardevolle inligting daai. ja. Nee, so vir my, ek sal sê skootplasing. Die belangrikste ding is om vinnig te kan skiet, maar om vinnig presies te skiet. Dink ek het hierso op baie punte getel. As ons kyk na die hoeveelhede wat geskiet is, die tipe skote wat geskiet is, ek het self ook 'n skoot geskiet wat ek glad nie oor baie trots is nie, maar 'n vinnige, baie goeie skoot. So ken jou geweer, verstaan jou toerusting, daai ding gaan vir jou baie punte tel. Ja, vir my voorbereiding op jou gear wat jy het. Nou ons almal het nou gesê verkyker, ballistiese inhoud, alles. En ek dink 3 van die 4 verkykers se batterye het pap geword. Ja. So maak 100% seker jy het ekstra batterye elke ou self. As jy 'n ekstra een vir jouself het, hoef jy nie by die ander manne te leen soos ek nie. So, terwyl ons nou daar is, van ons almal wat hier is, wie het 'n battery gekort terwyl ons nou in die veld was? Ja, ek was in die weer. Jy, Ek? jy, Ja. jy moes een gekry het en jy. So 4 uit die 6 ouens. En ek het nie een nodig gehad nie want ek het 'n splinternuwe battery in my verkyker gesit voor ons gekom het. Ja. En dit was nie voorbereiding nie, maar dit was vir my ook 'n les. Nee, maar dit is presies daai. Maar ook 'n battery pack vir ek kan jy hoor. Geel Want selfs 'n
Selfs 'n battery pack vir jou foon as jy dit moet gebruik vir jou ballistics. Ja, Gelukkig het ek dit nou nie nodig gehad nie, maar ek dink as jy daar uithardloop en jy weet nie wat jy doop nie, is dit verby. Net die ander manier is jy kan hy doop op 'n papiertjie ook skryf. Dan hoef jy nie elke keer terug te gaan na die selfoon toe nie. Ja, kyk vir verskote, die groot ding is jou environmentals raak 'n groot speel 'n groot faktor. So as jy weet jy gaan groot afstande skiet, dan moet jy jou environmentals die hele tyd update. So jy het jou foon nodig. So die battery pack is ook op die nood van batterye is ook 'n belangrike ding. Ja, ek sal sê een van die belangrikste goed vir my was en ons sit nou almal hierso in die meeting. ons sit almal nou in die mooi Karoo en ek dink veral as jy meer as een bok skiet op 'n slag en jy is nou oor 'n afstand, ek meen ek het op 'n stadium het ek een geskiet net oor die 300 en een amper 400 en Is dit nou en ja, ek moes dit net noem. Ek moes dit net noem en ja, en dan na die tyd dan loop ek na daai merk toe wat ek gedink het waar die bok lê en hy lê toe nou nie daar nie. Ek het op 'n stadium omtrent 'n uur en 'n half op en af geloop om die bok te soek. Ja. En tussen hierdie bossies en goed, dit lyk of hulle al wegkruip as hulle geskiet is op die ou einde. En hierdie bossies met die baie reën, hy's net so hoog dat die bok nie die vorige jare loop jy net want jy sien hom bo die gras. Hierdie jaar is hy bossies net so bietjie hoor. Ek het ook een keer 'n bok geskiet. Ek gaan nou nie sê wat die afstand is want dan klink dit of ek bereik, maar dit was baie verder as 400. Selle. Ook tot daar geloop en toe ek daar kom waar ek dink die bok moet wees, toe het ek my rangefinder by my geweer gelos en toe het ek nie eens 'n idee nie. Toe kos my toe nou om terug te stap. En weet en as jy nou goed is met wiskunde, ek het soontoe gestap en toe teruggestap en toe weer soontoe. Toe sit oor 'n kilo se stap net om my verkyker te kry sodat ek die rigting kry van waar die bok lê. So definitief 'n goeie punt, 'n bietjie notas maak oor waar jy die bokke skiet en wat se afstand. Ja, kry vir jou merker daar in die veld wat jy min of meer 'n rigting het en dan ja, dan Seker. Maar het jy beste waardevolste les vir springbokjag? Ek sal sê julle ouens moenie te veel stres nie. Kyk, hier's manne wat kan skiet. Jy gaan een dag gaan jy niks skiet nie. Die volgende dag gaan jy dalk 5 skiet. Maar die belangrikste deel van hierdie jag is jy moet dit geniet. Ek sal sê jy moenie te veel stres op jouself plaas nie. Kyk, ek het 5 springbokke geskiet. Daar's ouens wat 20 geskiet het, daar's ouens wat 15 geskiet het, daar's ouens wat ook net 5 geskiet het soos ek. Dis nou maar deel van die game. Partykeer kry hulle. Dit was baie lekker geweest. Nee, ek het dit geniet. Ek het my gate uit geniet. Ek dink dis 'n belangrike ding en jy weet Definitief. ons kom hier met 'n voorhand verwagting dat ons moet ek soveel uit Yes. skiet en jy weet ek met die video self, ek wil 'n video maak van elke liewe bok wat ek skiet en dit jy weet dan kom jy hier dan kan jy nie eers ordentlik lê nie. Ja. Dis nie daai steady shots wat jy die laaste 5 jaar gehad het, jy lê en jy maak kom presies. Hier moet jy dit nou maak werk. Ek het op 'n stadium met ek my rugsak bo op my skoot met my sakkie bo op my rugsak om te kyk of ek die stability kan uitsort sodat 'n mens net beter skote kan vat. Want die bokke kom hier binne 250 meter van jou af. Nee, beslis. Dit is nie altyd maklik nie. Nou by jou aan te sluit, dit is lekker. Ja. Weet om huis toe te ry môre dan dink ons dan alles wat ons gedoen het. Dus ons het verskote en wyskote gevat. Dag 2 van toe ons hier was, toe die wind tussen 22 en 25 of 35 myle uur gewaai. Nee, op 'n beslis. stadium. En dis omtrent die dag wat ons die meeste bokke opgeskiet het. Want ons almal het net gewillig geweest want ons het op die radio's gepraat en gesê die wind is daai value, almal het daai value gebruik en ons het nog aangehou skiet. So vir my, jy weet en ons het nou almal gevra, vir my die belangrikste waardevolste les is spanwerk. Yes, Ek weet as jy definitief. niks skiet nie, dis nie lekker nie. Ja, maar almal jy is werk op daai saam. Posisie gesit om die bokke te druk in die Yes. sit jag in. Nou dis nie Dis lekker om niks te verseker. skiet nie. Kyk ek het die eerste 2 dae het ek baie goed geskiet. Die laaste 2 dae gister het ons so gesukkel dat ek in die kar geklim het en gehelp bokke aanjaag het want jy weet daar's niks anders wat 'n mens kan doen nie. So jy weet dit was vir my lekker. Jy weet ek het daai nuwe bakkie van my lekker deur die bos gejaag. Ja, nee. En ons het 'n paar bokke gekry. Maar dit is Dis so. deel van die lekker en deel van die spanwerk. Jy weet, ons almal moet dit geniet en ek dink op dag 4 van die springbokkjag ons het almal dit geniet en dit was baie lekker. Definitief. Ek moet vir julle almal sê baie dankie. Dit was vir my baie lekker Ons geweest. moet vir jou sê dankie want jy het daarmee huis gesluit en die skorrel goed gemaak. Hoeveel keer het jy nie? Ja, ek dink is mis. Nee, Chom. Daai was raak. Ja, so die ander belangrike ding om wat baie goed gewerk het is handradio's. Dan as jy heeltyd in kommunikasie, ander manne kan ek vir jou sê hy skoot het goed geklink. En dan wil ek net aansluit by Hendrik. As jy jou bok gaan soek met jy jou rangefinder saamvat, want jy moet terugrange daar waar die bok gestaan het. Want baie keer loop jy so 200 meter aan draai om en dink jy, "Jos, ja, hy het seker hier geskiet." Dan range jy, dan is dit 200, maar jy het op 300 die bok geskiet. Dan sit nog ver voordat jy die bok kry. So ja, nee. Nee, dis verseker. Maar terwyl jy daarby pa, is die volgende ding wat 'n mens, jy weet,
is sommer net julle opinie. Ek is maar 'n chassis ou. Ek het oorspronklik 'n houtgewere by die huis wat ek Bosveld jag toe vat. Chassis en jag. Hierdie tipe jag spesifiek springboksjag. Ek dink ons gaan dit sommer net 'n vinnige woud ja of nee vat en as jy wil motiveer, jy is welkom om te motiveer. Chassis vir jag, ja of nee? Nee, definitief ja. Want ons het in die begin gesê dat jy die geweer of 'n bipod op 'n tripod moet sit. Nou daarvoor moet jy maar 'n ekra rail hê en jy moet maar 'n dan 'n chassis, aluminium chassis. Okay, so Dis net 'n akkuraat skiet hierdie. Jy kan nie 400 meter skiet en dit sommer uit die face uit of op 'n sakkie skiet nie. okay, So ek sê ja. Ons het 1 ja vir chassis. Chassis en jag. Ja. Ja, nee, jag met 'n chassis 100%. Daai stabiliteit wat jy kry, veral omdat ons nou in moeilike omstandighede hoog van die grond af moet skiet, lê en skiet, kan jy nog 'n houtkool van 'n sakkie dink ek redelik manipuleer. As jy 'n bietjie van die grond af moet kom met daai geweer stil hê en jy moet kan staat maak op hom. So nee, 100% ja vir my. Dis twee ja's vir chassis en jag. Man, ja, ek skiet nie 'n chassis nie. Maar ek het vandag met Gideon oor gepraat. Toe sê ek vir hom dit is een van die doelwitte is om hierdie jaar ook 'n chassis te koop want bloot vir die feit jou opvolgskoot. Ja, die ding is swaar of bietjie swaarder maar daai swaar baat jy by op die einde van die dag. 'n Simpel ding, ons het nou 'n paar manne met trigger cams. Ek skiet 'n klein 6mm en ek kan nie my skoot sien waar die bok val nie. Gideon skiet 'n 6.5 PRC. Jy sien op die kamera hoe val die bok. So in daai opsig opvolgskoot op 'n chassis verseker. Dit is my volgende ding. Ja, ek dink dis 'n goeie antwoord. Soos ek sê, ek het net chassis, so ek gaan myself skiep as 'n ja. Ja, ek wil op by Gideon aansluit. Ek skiet ook nou my sintetiese kolf en hy is nou so 'n bietjie gekonvert om met 'n Accra te pas op die tripods en die bipods en goed. En ja, dit maak definitief 'n groot verskil. Ek kan sien met die ander gewere wat ek hier met die chassis geskiet het, kan jy dadelik sê ek hou dop op die teiken en ek kan oorgaan na my volgende skoot toe. Met my dan skiet ek een, dan skarrel ek dit, kry die ding terug op, dan wonder jy ook watter kant toe en dit maak 'n groot verskil en ek meen veral wanneer jy dalk nie so goeie skoot geskiet het nie om te sien waar klop hy bokkie en waar is hy nou, gaan ek 'n tweede skoot gou vat as hy nie dadelik geval het en goed nie, dan wonder jy het hy nou geval of hardloop hy nou nog so bietjie. Ja, so ek sê ek is nou maar 'n draadsitter daarin op hierdie stadium, maar Ek sit nou en dink, jy weet, tussen die 6 van ons, het 3 van ons chassis en 3 van ons het nie chassis nie. Ons 3 skiet chassis en julle 3 skiet nie chassis nie. En as jy gaan kyk na die average nommers tussen almal van julle, daar's nie 'n uitblinker een wat meer geskiet het nie. So ek dink nie dit maak 'n verskil nie. Ek dink dit maak dit baie meer gemaklik. nee, En verseker. ek dink dit is waar die verskil in kom oor as ek myne moet motiveer. Dit gaan oor gemak en ek gaan van een tripod na die volgende bipod na die bipod daarna of ek skuif tussen my items of my produkte skryf ek baie makliker as wat ek sou doen met 'n clamp of so. Ja. Maar Martin, wat dink jy? Ja, ek wil net bysê as jy nou iets kan noem wat jy kan gaan op verbeter, is dit definitief een van die goed wat jy kan gaan verander om te sê ja, as ek weer terugkom, is dit iets wat ek kan opgradeer om dalk 'n beter experience te hê op jou einde van die dag. Verseker. Martin, jy met jou standaard. Ja, kyk, ek skiet houtkolf. Dis my Bosveld geweer, maar hy kom maar saam elke jaar met die springbokjag, maar julle manne oortuig my. Ek het met daai chassis geskiet. Nee, die stabiliteit wat jy het op recoil is amazing. Jy kan nog steeds hierdie scope sien waar jou skootplasing is. Jy kan opvolg waar die bok hardloop na die skoot. Dit is net baie anders. Daai houtkolf, as jy hom geskiet het, nee, jy's all over the show. Jy moet eers uitzoom, weer terugzoom, soek vir die bok. Nee, dit is baie gesukkel, maar ek moet sê die chassis, dit help. Daai bietjie ekstra gewig wat jy kan bysit. En is dit nie een van ons vrae wat ons gesê het ons gaan vra nie, maar ek het, jy weet, omdat ons nou met julle twee eindig. Julle al twee 308 geskiet. Yes. Ek het natuurlik die 6 dasher geskiet, ek het die backup geweer wat ons my 6.5 Creedmoor. Kabou skiet ook 'n 6mm, hy skiet 'n 6mm BR. Gideon skiet 'n 6.5 PRC en my pa het ook 308 met sy backup van 6.5. Hy het nou nie die 6.5 geskiet nie. Maar net en ons hoef nou nie reg rondom te gaan nie. Maar julle ouens wat die 308 geskiet het, dink julle vir die tipe skiet daar is 'n beter kaliber as 'n Ek sal sê daar is 'n beter kaliber as 'n 308 vir springbokjag spesifiek.
308 is meer vir jou bosveld, jou langafstande, jy gaan baie daal as jy 'n fout maak met 50 meter wat moeilik is met hierdie bossies in hierdie Karoo. Jy gaan dalk 'n bossie raak range as jy 50 meter uit is, kan jy maar vergeet om kop te gaan. Jy gaan definitief moeilikheid maak. En jy Hendrik, wat sou jy sê is 308 die optimale kaliber vir springbokjag? Nee, ek dink ons almal weet 'n springbokke is nou nie ons grootste wild wat ons skiet op die einde van die dag nie. So jy het nie regtig daai groter kaliber nodig om daai wild te skiet nie. Ek weet ons het 'n paar kudu's en goed wat ons hier in die bos en goed gekry het wat dalk as jy nou bietjie nader is of wat ook al wat vir jou 'n bietjie meer slaankrag gaan gee op die ou einde van die dag. Maar ja, vir 'n ligter of 'n kleiner punt wat bietjie vinniger hardloop oor hierdie vlaktes dink ek bietjie kleiner sal definitief groot verskil maak. Jy weet as jy julle twee wat nou 2308 het, jy weet ons skiet 6 mal 6.5 en alles. As julle nou moes convert na 'n ander kaliber toe spesifiek vir springbokjag, waartoe sou julle gelê het? Ja, ek het nou bietjie meer daai 6 mil dasher geskiet en die 6.5, so daai sal vir my 'n moeilike keuse wees om te van te kies. Ek sien maar die manne met die ander gewere wat ons hier mee geskiet het ook, dit laat jou dink as jy nou moet kies tussen een, dit sal 'n baie moeilike keuse vir my wees, want jy sien die resultate wat die ouens van daai kry en soos ek sê, ek dink die chassis speel 'n groot rol daarbey. Ja. Martin kaliber gewys? Ja, ek sal ook sê 6 mil, 6.5 mil, dis perfek vir springbokjag. Maar Bosveld, my 308 staan nog steeds. Jy sê jy gaan hom nie ingee nie. Okay, dan die laaste ene. Sommer net, jy weet, ons gaan dit so 'n bietjie kombineer en ek dink ons het almal daaraan geraak. Ek dink en ek gaan dit so stel en julle kan almal maar net julle hande opsteek as julle saamstem. Die een item wat jy glad nie sonder kan as jy springbokjag nie. En ek dink ons almal het daarna geraak so sonder dat ons wou, maar ek dink ons almal het dit genoem dat jy kan nie springbokjag sonder ordentlike rangefinder nie. Ja. Ek dink dit is die grootste ding en dan die tweede ding daarbey is nie net 'n rangefinder te kry nie, maar om 'n rangefinder te ken. Waar range hy, hoe ver range hy, werk die scan funksie, kan jy hom gebruik, kan jy differentiate tussen die bok en die agtergrond, hoeveel keer range hy voor jy besluit jy's gelukkig. Soos my ding is 3 ranges. Ek range, kry ek afstand, dan mis ek die bok heeltemal om te weet dat ek 'n ander value kry en dan moet ek dieselfde oorspronklike value nog 2 keer kry, dan weet ek dis my dout. Nou ek is baie bevoorreg met die ballistic calculator daar binne, by die 3de keer dan weet ek al wat is my dial en dan vat ons dit van daar af. So ek dink op die belangrikste item vir springbokjag, ek dink ons almal kan saamstem dat 'n rangefinder en dit ek spesifiseer nie oor 'n spesifieke ene nie. Ek dink tussen die 6 van ons het Vortex, ons het 'n Sig, ons het hierdie nuwe Wildcat, Martin het 'n Accra, hier's 'n Hawk, ek skiet Sig ook. So daar's enige ene wat vir jou ordentlik kan range tot op 1500 meter sal goed wees. Ja. Alright. Dan die laaste vraag vir die aand. En sommer weer van Martin se kant af. Lys die 3 items in orde van belang vir jou om saam te bring spesifiek vir hierdie jaar wat nou moeiliker was. So jy weet ek dink ons gaan rangefinder afval, want ek dink ons almal gaan sê die eerste belangrikste ding is rangefinder. So jy mag nie sê rangefinder nie. Al weet rangefinder is baie belangrik. Jy hoef nie te worry oor jou geweer nie, jy hoef nie te worry oor wat se scope jy skiet nie, jy hoef nie te worry oor jou bullets nie. So items wat jy saambring, 3 items in orde van belang. Wat is die heel eerste belangrikste ding? Ek sal sê as jy nie weet wat die weer gaan wees nie, reënjas en beskerming teen die reën, want as jou geweer in die veld gaan staan en jy's in die veld en die weer change en dit begin reën, my maat, dan gaan jy probleme optel. En ek dink ons almal het dit gesien vir hierdie jaar. En dan die ander ding sal ek ook sê, is skietmat. As jy op die vloer af gaan skiet, kyk, hierdie Karoo bossies is jou vriend nie. Daai goeie steek enige plek steek hy in. So maak seker jy het 'n lekker skietmat wat jy op kan lê, want jy gaan lank ure lê. Veral met hierdie voorsitjag. Jy lê lang ure. So ja, daai is 2 items. 3de item, ek wil nou nie te veel items noem nie, want hierdie ander manne dalk nie alles kry nie. Nee, kyk, kom ons sê 2 items is 2 Alright. items. Nee, 100%. Weer en jou skietmat. Yes. Hendrik? Ja, as ek bietjie by Martin kan aansluit, ek dink jou kleredrag is belangrik. Ons is hier in die middel van die winter. En ja, nou met die reën daarbey, 'n ordentlike dik baadjie en ook die kleur van jou baadjie. Ek weet ons het al 'n paar ouens gehad wat met sy wit hemp kom staan hier in die bos en dan daai bokke sien jou van 'n myl af. Dit is maar so duidelik soos dit.
En ja, jou skoene dink ek is ook belangrik. Jy stap deur daai bossies en goed en die doringkies en die goedjies wat daar's 'n bossietjie daar in die veld wat lekker hard steek. En as hy vir jou het, Maar hy lyk mooi, hy het 'n mooi persblobbietjie, maar ek sê vir jou hy byt vir jou en hy brand hoor. So ek dink dis belangrik en dan die laaste ding wat ek al sal noem is en ek is nou heeltemal hier op die uitrusting is 'n ordentlike rugsak. Want jou mes moet daar in, jou water moet daar aan, jy moet iets vat om te eet en baie belangrik moet ek vir sê 'n rolletjie toiletpapier moet ook saamgaan. as hulle jou nie kom haal betyds nie. As jy nie kom al is jy die moeilikheid hoor. Ja, ek dink jy weet en vir my in terme van toerusting en ons is nou ek dink ons is bevoordeel jy weet dat ons almal 'n tripod gebring het. Ek dink dit was per toeval geweest dat ons almal 'n tripod gebring het. Ek het nou natuurlik extras gebring vir die kameras en die goeters. En die eerste dag toe kom ons agter jou tripod gaan vir jou dra hierdie naweek. En ons almal het van tripods af geskiet. Ek dink seker majority, seker 80% van die skote het kom van 'n tripod af. Ons het altyd van 'n bipod af geskiet het. So die belangrikste item vir my is 'n tripod want jy kan hom gebruik as 'n bipod, jy kan hom gebruik as jy sit, jy kan hom gebruik as jy kniel, jy kan hom gebruik as jy staan. So my heel eerste item is 'n tripod, dit is seker. Dan 'n ordentlike rugsak en dan iets wat heeltemal anders is net ordentlike snacks. Ek sê vir ons het hiernatoe gekom en dis nou iets wat 'n mens daaraan dink nie, maar iemand het vir ons lemoene gebring en ek sê vir jou ek het daar 3 lemoene ingedruk en ek sê vir jou ek het elke dag een geëet. Ordentlike goedjies, nie net sweeties nie, want partykeer raak hy lank. Ons het hier aan die einde van die dag toe einde van die jag hier kom ons agter ons het nie almal water gedrink nie want die water staan nog almal vol. Het ons nie water in ons tasse gesit nie. So ek sou sê tripod en rugsak en ordentlike snacks want jy gaan in die bos gelos word vir een van die sessies vir die hele dag. Jy weet so en dan dalk net daarby bietjie sonblok vir die lippe en 'n hoed. Maar ja, ek het nou 4 items maar Kobus. Ja, so vir my iets wat vir my baie goed gewerk het, jy het net 2 hande. So 'n klip wat op jou rugsak is. So ek het my tripod is binne in 'n sak. So en ek het 'n klein lemmat. So my mat, my tripod, alles klip ek aan my rugsak vas, dan het jy altyd 'n ekstra hand, want jou hand raak moeg as jy loop. En saam met dit obviously skoene. Ek dink om meer as een stel skoene te bring. Ek het die fout gemaak om net een stel te bring. Dag 2 toe dit so reën, toe is die skoene nat en goed. Ja, ons het dit droog gekry. En dan ietsie wat jy in jou rugsak altyd moet hê, want ons het elke aand laat gedraai, is 'n kopliggie of 'n klein flits of iets net klein, want jou selfoon in die dag is al pap, want jy raak partykeer verveeld en dan speel jy op die ding en goed, maar 'n eksterne flits of 'n kopliggie. Ons het 'n kudu gaan soek en gelukkig het van ons in die rugsakke 'n ekstra flits gehad. Ons kon nie terugkom nie, ek bedoel dis 'n halfuur tot 3/4 uur se ry om gou die goed te kom haal. So verseker ook 'n flits wat jy insit. En dis nie nodig vir 'n groot ding. Ja, kopliggie kleintjie wat net accessible is, maar sterk, goeie gehalte. Ja. Okay. En Gideon, jou 3 items in orde van belang. Ja, so vir my gaan dit weer 'n bietjie terug na akkuraatheid en skootplasing. So een ding waarop ek definitief, ek het dit nou al op al my gewere, is 'n vorm van 'n level, bubble level, 'n liggie, 'n SG pulse, ek gee nie regtig om nie. Maar as daai kruishaar nie gelyk is nie, hierdie terrein is baie moeilik. Ons ken nie hierdie areas nie. So dis baie moeilik om daai gewere in baie omstandighede gelyk te kry. As jy nie gelyk is nie, is jy van die teiken af. So ja, 'n vorm van 'n level. Ek moet sê ordentlike sak. Daar is nogals baie goed wat ons daarin gekry het. En dan ek sal sê die derde ding wat vir my 'n baie groot definitiewe ja is daai tripod. Sonder daai tripod sou ek nie 'n derde van die bokke geskiet het wat ek geskiet het nie. Daai ding kan in enige posisie lekker rond beweeg. Maak hom hoog, maak hom laag, skuif hom die kant toe, skuif hom daai kant toe, staan op. Selfs op die opvolg, as ek nie seker was oor die skoot nie en ek stap na die bok toe, ek vat die geweer bo op die tripod klaar reg. Ek moet hom net neersit en die sneller trek, sou daar iets wees wat onverwags na my kant toe kom of die bok spring op want ek was nie seker van die skootplasing nie. So dit sal my goedjies wees. Goeie punte. Ja, ek dink ek gaan dit eintlik maar opsom en dit was lekker om te sien ons almal het 'n mat en almal het 'n tripod en meeste van ons het 'n chassis op. So daai goed is standaard, maar ek dink iets wat miskien sal help is net om te noem dat 'n ouma aan die skaduwee moet bly, want jou geweer blink, jou loop blink,
So jy moet jou camos aan hê, Hendrik soos jy genoem het. En dan moet jy maar in 'n skaduwee bly as dit moontlik is, want die bok kan ook 300 meter sien, dink ek. As jy kyk wat gebeur het, veral as jy opstaan of jy beweeg uit, miskien om my toiletpapier te gebruik, dan sien jy, daar gaan die bokke. Die bokke sien vir jou ver. So ja, dit was eintlik lekker om te sien, ons is almal is goed geriek. Ja. Maar ek sal self miskien voorstel dat 'n ou jou, as jy stainless steel loop of so het, om maar net toe draai met camo Wat hulle tape. het vandag genoem. Jy weet almal Ja, ken jy- my rooi Dasher. Wat sê julle sê hoe ver is daai hek weg van waar ek gesit het? Seker Ja, as al toe ons jou gerange het, toe ons vir Kabous afgelaai het, was dit net onder die 500. so net onder die 500 en jy sien my Steinus die loop met my rooi chassis daar in die bos. Ja. En julle het my nie gesien nie. Glad. Want ek het in die skaduwee gestaan. Ja. Ek het nie aan gedink om my geweer eers in die skaduwee te sit nie. So dis nou, jy weet, iets kleins, 'n rookie mistake. Maar ook as jy in die son sit en jy drink byvoorbeeld water, daai blink van die water, ja, jy sien nog nie as die bok nie, dan het hy weggedraai. Ja. En soos ons sê, ons sit een kant toe en kyk, maar die bok surprise jou van die kante af. Nou hoeveel bokke het jou gesien beweeg, of jou geweer blink, of jy drink water, en het maar net ander pad geloop. So ja, jy moet ook maar soos in die Bosveld, maar goed gekemo wees en bly in die skade wees. En dan net om dit af te sluit, sommer net ietsie in terme van 'n slogan. As jy een ding kon sê, soos jy weet natuurlik as jy hier by my kom, dan gaan dit wees aim small, miss small, maar ietsie van soos 'n slogan oor jag. Net 'n kort slogan. Wat sou jou slogan gewees het as jy enige gehad het? So 'n bietjie op die spot. Myne is aim Ja. small, miss small. Ek het dit al gevat. Yes, sir. Ja. Ja, dit is maar amper dieselfde ding. Jy moet voor die reis na die trek moet jy reg wees. So dit jou aim small, miss small is eintlik die regte beginsel. Ek gebruik maar 'n ander ding net voor ek skiet. Ek gebruik daai braas tegniek. Jy weet die woord braas, so ek sal breathe, ek sal relax, want ek dink relax is belangrik. Jy druk daai geweer van die teiken af. Dan obviously aim small en dan squeeze hy trigger. So braas vir my. Okay, verras. Mooi. Right, nee, ja, so vir my dink ek die belangrikste ding is, en ons het nou so 'n bietjie geraak aan kalibers. Maar ek dink die kaliber is minder relevant as ken jou geweer. Die geweer wat die beste gaan doen is die geweer wat jy die beste ken. Ken jou geweer. Ken jou geweer. Jawel. Al wat ek kan dink op is range twice and shoot nice. Ja. Dis wat ek sou gesê het. Dis 'n mooi ene. Beste Engels. Jou beste Engels. Nee, ek dink ook dis 'n goeie ene, range twice, shoot nice. Ek dink baie foute word gemaak op 'n range. Jy weet myne natuurlik. Ek dink apart van die aim small, miss small, is be prepared for anything. Een ding wat ek gesien het, ek het gesit, nou weet ons die bokke moet nou so apparently van daar af kom en ek het op 'n stadium het ek myself so opgeset dat die bokke van daar af moet kom. Eers dan kom die bokke van agter af. Ja. En na daai dag het ek het my geweer neergesit, ek het my tripod gekry op die feit dat as ek kan sit as hy die regte hoogte en dis omtrent die enigste beplanning wat ek gedoen het vir die hele dag. Ek het dan daar gesoek en geglaas agter my, maar as die bokke kom dan kan ek my tripod skuif, my geweer vasmaak en ek kan skiet. So ek dink apart van die aim small, miss small, be prepared for anything. Ja. Dis wat die tripod so lekker versatile maak. As jy kan vinnig skuif. Nee, dit is verseker. Ja, ek sê eerder precision makes perfection. Ek dink as jy presies is, dan gaan jy daai akkuraatheid definitief kry. En ja, dit is daai klein goedjies wat altyd tel vir die groot dinge, vir daai groot suksesse. Alright. Ja, ek het nou nie veel 'n slogan vir 'n nuwe company nie. Maar aim small, miss small. Dit werk vir my nog al die pad. Hoe kleiner die mik, hoe kleiner die target. So ja. Mik klein, skiet klein en gaan groot. Daar's hy. Manne, dankie vir julle tyd, dankie vir julle antwoorde. Ek dink ons almal is op dieselfde bladsy vir die ouens wat gekyk het daar buite. Ek hoop julle kon iets leer. Ek hoop ons ietsie wat ons gesê het wat jou volgende jag net meer suksesvol sal maak. Ons is in die middel van die winter, in die middel van die jagseisoen. As jy nog nie gejag het nie, sterkte. As jy al klaar gejag het en dit was suksesvol, baie geluk. As dit onsuksesvol was, volgende jaar is nog 'n jaar. Manne, sien julle weer. Dankie vir julle tyd. Bye bye.